Ja, weer eens vir my so kosbare voorreg om u te groet in die wonderbaarlike naam van ons Here Jesus Christus, ons verlosser en ons saligmaker. Rondom Jerusalem is berge, so is die Here rondom sy volk van nou af tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade vir u en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus word aan u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ek nooi om die woord van die Here oop te maak by Psalm 103. Psalm 103. Ek gaan vir u voor daarvan vers 1 af lees ons saam. 'n Psalm van Dawid. Loof die Here, o my siel en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word soos die van 'n arend. Die Here doen geregtigheid en reg aan almal wat verdruk word. Hy het aan Moses sy weë bekend gemaak, aan die kinders van Israel sy dade. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Hy sal nie vir altyd twis en nie vir ewig die toorn behou nie. Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Want hy weet watter maaksel ons is, gedagtig dat ons stof is. Die mens, soos die gras is sy dae, soos 'n blom van die veld, so bloei hy. As die wind daaroor gaan, is dit nie meer nie en sy plek ken hom nie meer nie. Maar die goedertierenheid van die Here is van ewigheid tot ewigheid oor die wat hom vrees en sy geregtigheid vir kinders, vir die wat sy verbond hou en aan sy bevele dink om die te doen. Die Here het sy troon in die hemel gevestig en sy koninkryk heers oor alles. Loof die Here, sy engele, kragtige helde wat sy woord volbring in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord. Loof die Here, al sy leerskare, sy dienaars wat sy welbehae doen. Loof die Here, al sy werke op al die plekke van sy heerskappy. Loof die Here, o my siel. Net tot daar ons voorlesing uit die woord van die Here. Die manne kan staan en dan verenig ons in gebed. Loof die Here, o my siel en alles wat binne in my is, skryf die psalmdigter. En wat 'n voorreg is dit nie om in hierdie oomblikke daardie presiese sentiment te kan deel, o Here, om u naam te loof en om u groot te maak. Here, terwyl hierdie psalm vir ons so 'n kosbare heenwysing is na alles wat u vir ons gedoen het, alles wat u gegee het, o Here, van ewigheid tot ewigheid, is u goedheid en guns en het u nog nooit verander nie, o Here. En daarom ook
soos ons die seisoen gevoel draai het in hierdie afgelope paar dae. O Here, is dit vir ons so 'n kosbare voorreg om voor U te buig en U naam te loof. U naam groot te maak vir U guns en U goedheid. Here, so bid ons dan, terwyl ons die lof en die eer en die aanbidding aan U bring, ook vir elke een wat op ons gebedslys is. Here, U ken elke naam. U ken die stryd waardeur mense gaan in hierdie dae. Here, dinge waarvan ons so dikwels nie eers bewus is nie. Maar ons vra, o Here, dat U deur U genade U reddende arm sal uitsteek en sal optrek, o Here, sal regstel, weer eens gelees van U geregtigheid, U goedertierenheid en U genade. En ons weet, o Here, dat in U vrees daar vir ons vrede, genesing kan wees. Dankie, o Here, dat ons kan bid vir ons gemeente, dat ons kan bid, o Here, vir ons kerk in die algemeen. Here, ons het nodig dat U jong manne sal opwek om gehoorsaam te wees aan U roepstem, o Here, en te gaan, o Here, en gestuur te word om te werk, Here, om te arbei in U akker. Here, ons kan dit net doen wanneer ons gehoorsaam is aan U roepstem. Here, lei ons as gemeente dat ons vir die jonges sal bid om gehoorsaam te wees. Dankie, o Here, dat ons kan bid en dat ek kan saamstem met my broeder wat vanoggend U gedank het vir die dankoffers en die finansies. En o Here, ons weet dat alles aan U behoort. Ons weet, o Here, dat ons niks kan doen as U seën nie daaroor is nie. En ons vra, o Here, dat U ons as gemeente sal seën en dat ons die doelstelling sal bereik, o Here, wat ons as gemeente daar gestel het om U evangelie woord te verkondig, om U evangelie woord te laat uitgaan, Here, om daardie doel waarmee U ons kerk gestig het, om daardie doel uiteindelik ook in hierdie gemeente te verwesenlik. Dankie, Here, dat ons nou kan vra dat U ook deur die woord met elkeen van ons sal spreek tot eer van U naam. Amen. Teks van oordeenking vind ons daar in vers 1, waar ons lees: Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. En ek wil graag met u vandag praat oor hierdie tema, loof die Here. Loof die Here, en dit is wat Dawid uitroep, ook in hierdie psalm, loof die Here, en hy sê alles wat binne in hom is, sy diepste wese, roep uit tot die Here. En nou moet jy mooi verstaan, broer en suster, dat hy nie hier in moeilikheid en stryd was nie. Nee, hy het seker een oggend wakker geword met 'n lied in sy hart. En toe hierdie lied sy lippe bereik, is dit die woorde wat uitkom: loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Hy het seker een oggend, ek sê seker, want baie keer as jy nou navorsing doen en jy hoor wat sê die kommentaarskrywers, dan sal een ou vir jou so 'n prentjie skets en 'n ander ou vir jou nou weer so 'n ander prentjie skets. Maar wanneer 'n mens hierdie psalm lees, dan hoor jy
hoe Dawid homself eintlik oproep tot waaksaamheid, om wakker te wees vir die aanvalle van die bose, sodat die stryd en die goed waardeur hy in sy lewe gaan, hom nie sal beroof van die vermoë om die Here te aanbid nie, hom nie sal beroof daarvan om sy vreugde en blydskap in die Here te vind nie, en daarom roep hy uit in vers 1, loof die Here, o my siel, en alles wat in my is, binne-in, sy diepste wese, loof die Here, loof sy heilige naam. Nou hierdie, kan ek maar sê, as jy hierdie klomp psalms bymekaar vat, dan kan ons sien daar ook in Psalm 99, die tweede vers, die Here is groot in Sion en verhewe is hy bo al die volke. Is kosbaar hoe hy die Here aanbid in lofprysing, hoe hy die Here erken dat die Here groot is. Die Here is lofwaardig. Dawid loof die Here, want ons lees daar in Psalm 145 vers 10, al u werke loof u. Hoor die woorde, liewe broer en suster, wanneer hy sê daar in 145 vers 10, hy begin, en ek gaan vir u lees, hy sê, al u werke loof u, o Here, alles wat u gemaak het, loof u, en daarom loof Dawid, dan gaan hy verder, hy sê, u gunsgenote prys u, hulle maak melding van u heerlikheid, van u koninkryk, en spreek van u mag, om aan die mensekinders sy magtige dade bekend te maak, en so gaan hy aan. Jy sien, God is die bron van sy verheerliking. En ek wonder, toe ek na hierdie preek voorbereid en die Here het op my hart gelê het ek gedink aan die gedagte van om die Here te loof en te prys. En hoekom, wat is die rede, wat is die dryfveer vir mense om die Here te aanbid? En ek het gedink aan al die ander gelowe, en ek het so 'n bietjie gaan lees daaroor, oor wat die dryfveer vir daardie aanbidders is om hulle afgode te aanbid. En weet jy hoe kosbaar is dit wanneer ons by ons Here kom, weg van die afgode af, dan weet ons en ons sien dat die Here die bron is, dat hy die rede is hoekom hy aanbid word. Hy is die oorsprong, hy is die fontein. Hy roep, ou Dawid roep die Here aan. Dit word vir hom 'n lewenstyl om die Here te verheerlik, om in die diens van die Here te staan. Dan nee, 'n koning was nie net hoe kan ek sê, 'n politieke leier gewees in daardie tyd nie. 'n Koning was nie net die kan ek sê, die ou wat die reëls en die wette gemaak het, en nee, hy was ook die seremoniële geestelike hoof van die volk gewees. En dit is wat Dawid gedoen het. Hy het sy hart daarop gerig om die Here te verheerlik. Hy het sy hart daarop gerig om die Here met lofprysing en aanbidding te soek. Laat ander maar getwyfel het. Laat ander maar gewonder het. Laat ander maar gemurmureer het oor hulle omstandighede. Dawid het die Here
sy aangesig gesoek. Daar weer in vers 1, sy hele wese en alles wat binne in hom is. Nou hoor nou, wat is die betekenis daarvan? Dit is kosbaar. Alles waarvan hy beheer gehad het. Dink daaraan. Alles het hy die Here se naam geloof. Alles wat hy gehad het, sy hele vermoë word daaraan gewy om die Here te verheerlik. Daar's 'n ou lied, nou ek het hom probeer soek en ook sy woorde of sy wysie, maar ek kon dit nie kry nie. Maar dit is 'n ou lied wat Charles Spurgeon aanhaal in sy kommentaar oor hierdie Psalm en ek gaan hom vir julle lees. Die liedjie se woorde sê in him, nou praat hy van die Here Jesus, hy praat van God hier, nee, in him is only good. In me is only ill. My ill but draws his goodness forth. And me he loveth still. Toe ek het gelees het, toe kry ek hoendervleis. En ek besef die waarheid van daardie ou koortjie. Wat in die Here net goed is en in my net sleg is en ten spyte van al die sleg wat in my is, het God nog steeds my met sy goedheid en liefde na hom getrek. En daarom, omdat hy my liefhet, omdat hy my vir ewig lief gehad het, moet my lewe 'n lewe van lofprysing wees. Maar wat is die motief? Wat is die motief van die lofprysing? Die motief van die lofprysing is dikwels baie ander goed. Die motief vir gebede tot die Here is dikwels ander goed, ander omstandighede buite, goed wat ek nie kan beheer nie. Die kosbaar as ons nou weer dink aan die woorde van Dawid, toe hy sê, alles wat binne in my is, prys sy heilige naam. Jy sien die rede, hoekom ons tot die Here bid, hoekom ons die Here aanbid, hoekom ons hom loof en prys, is dikwels alles behalwe dit wat dit moet wees, en die motief en die rede daarvoor is een, en dit is God. God is die motief. Hy is die oorsprong, sy heiligheid. Dit moet die rede wees. Sy heilige naam. Jy sien, in God se heiligheid word sy totale onfeilbare karakter geopenbaar. En dit moet die inspirasie wees vir my lofprysing. Jy sien, baie keer probeer ons die Here verstaan. Ons probeer verstaan en weet hoe hy werk en hoe hy gaan werk in 'n situasie. Here, hoe gaan u hierdie probleem vir my oplos? En dan begin ons vir die Here half voor te skryf hoe om my probleem op te los. Laat dit vir my kan sin maak. Ek bring julle terug na Gideon toe. Toe die Here na Gideon toe gaan en sê, Gideon, die Here is met jou, dapper held. Dis my eie woorde. En Gideon sê, wie ek? Dit is my pa se jongste kind.
Ek kan nog nie eens die ploeg ordentlik stoot nie. Ek sê dapper help. En die Here sê vir hom, daar is duisende vyand daar in die laagte. En die Here sê vir hom, gaan soek vir jou 300 manne uit. En hy sê 300 manne teen 100,000, dit gaan nooit werk nie, Here. En Gideon en sy 300 manne verslaan die duisende, derduisende van die vyande. Jy sien, ons probleem is, ons probeer verstaan hoe God dit gaan doen. En dit word die voorwaarde van my aanbidding. Here, ek bid tot U om my te help as U dit so en so en so doen, op hierdie manier. So, op daai. Maar jy sien, God se lofprysing is nie gebaseer op my. Dit is gebaseer op U, op ons onvolmaakte menslike waarneming van dit wat God doen nie. Want dis presies wat dit is. Gaan luister maar wat sê die wetenskaplikes oor hoe die aarde ontstaan het. Onvolmaakte waarnemings. En dan sê hulle, dis, dan nou weet ons hoe dit gebeur het. Nee. Gaan kyk maar. Nie gebaseer op my feilbare idees en gedagtes van hoe God werk nie. Laat die wêreld maar aangaan soos dit doen. Ja, hoor jou kinders kom by die huis en sê hulle vir jou, dit en dit en dit by die skool gebeur, dan sê ek sê altyd vir my kinders, wat het jy gedoen? Maar wil ek sal nie al het niks gedoen nie, maar dan weet ek hulle het niks gedoen nie. Ons ken mos ons kinders. As jy jammer die ander kinders sê, ek gee nie om oor die ander kinders nie. Gee om oor jou, want jy's my kind. Laat die wêreld maar aangaan. Laat die kollegas by die werk maar aangaan om die naam van die Here ydelik te gebruik, nadat jy hulle gewaarsku het, nadat jy mooi met hulle gepraat het, laat hulle maar aangaan om dit te doen. Laat die maats by die skool maar aangaan om vloek en lelik te praat en wat dit ook al is, waarmee hulle self besig hou. Laat die wêreld, die kinders van die Here maar sleg sê en beledig en bespot en al daardie dinge wat gebeur. Want die kinders van die Here roep die Here aan op grond nie van wie hulle is nie, maar op grond van wie God is. Om die Here te verheerlik, om hom te aanbid. En daarom sal ons vanoggend aan die hand van die skrif met ons tema loof die Here in 4 gedagtes sien dat die Here geloof moet word vir sy werke, vir sy wese, vir sy heiligheid en vir sy ewigheid. Liewe broer en suster, kind van God, dat ons die Here sal loof. Dat ons die Here sal loof vir dit wat hy vir ons gedoen het, op grond van wie hy is, vir die bevryding wat ons ontvang het deur Jesus Christus, omdat hy die gewer is van alles wat goed is. Hy die ewigheid in sy hand. Loof die Here in die eerste plek vir wat die mens aangedaan is. En as die woord aangedaan nou nie so mooi op die oor val nie, vir wat die Here vir die mens gedoen het, aangedoen is, het dalk so 'n bietjie 'n negatiewe konnotasie, maar aangedaan het 'n positiewe konnotasie. 103 vers 2, loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Herinner Dawid homself. Hy sê vergeet geen een van sy weldade nie. Dawid, as jy wakker word, waaraan dink jy heel eerste? Nie aan daai koppie koffie nie. Waaraan dink jy heel eerste? Jy dink aan die Here. Jy dink aan die goedheid van God. 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 Jy dink aan die goedheid van God.
aan die weldade van die Here. Vers 4 het ons gelees, hy het aan Moses sy weë bekend gemaak aan die kinders van Israel, sy dade. Kinders van Israel het eerstehands die werke van die Here gesien. Daar in die woestyn, hulle daar die ervaring gehad. Daarvan vers 3 af het ons gesien hoe die psalmdigter die werke van die Here, dit wat hy vir die mens, vir sy volk gedoen het. Ons het dit gelees, nie? Ongeregtighede vergewe, al jou krankhede genees, wat jou verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartigheid. Nou vers 5, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word soos die van 'n arend. Ja, sodat Dawid kon opstaan uit sy bed uit en lof sing tot eer van die Here. 'n Vreugde in sy hart om die Here te aanbid. Jy weet, as ons dink aan wat die Here vir ons alles gedoen het in ons lewens, dan is dit vir ons dikwels 'n rede om die Here te aanbid, om hom te loof en te prys. Ons sê, ek het dit vir julle gelees, gaan dit weer vir julle lees daarvan vers 3 af. Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees. Hoor nou, ek gaan dit weer vir julle lees. Wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartigheid, wat jou siel versadig met die goeie. Liewe broer en suster, dit is wat die Here vir jou gedoen het. En kyk maar terug, elkeen van ons kan terugkyk op ons lewens en gaan kyk waar die Here ons gaan haal het. En waar ons is vandag, in hierdie oomblik, en as ons terugkyk, dan sal ons al hierdie goed sien, hoe die Here ons aangeraak het, hoe hy ons lewens verander het, in elke opsig, ons siel versadig het, met die goeie. Alles, op grond van daardie verlossing van Jesus Christus, wat hy bewerk het aan die kruishout van Golgotha. Loof die Here dan ook in die tweede plek vir wie hy is. Dit is my so kosbaar, hierdie vers, hierdie Psalm, skryf Dawid en hy sê so mooi, onthou nou, dit is maar sy perspektief uit, nee, sê hy, dit is die Here. Hy kan nie sê, soos ons dink, hoe beskryf jy iemand? Maar hoor hoe beskryf hy die Here. Hy sê daarvan vers 8 af, barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Hy sal nie vir altyd twis en nie en vir ewig die toorn behou nie. Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. Hoor hoe Dawid die Here beskryf, wie die Here vir Dawid was. Die Here wat lankmoedig was oor hom, die Here wat goedertierend was oor hom, die Here wat hom nie vergeld het na die maat van sy sonde nie. Soos ons gelees het daar in vers 13, soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Dit
is wie die Here vir Dawid was. Baie keer dan, as ons dink aan wie die Here vir my is en wie die Here vir elkeen van u moet wees, vir ons as kinders van die Here, dan vergeet ons dikwels. En dis so duidelik hoe die duiwel dikwels juis hierdie wat ons vergeet gebruik teen ons. Vers 14 lees ons, want hy weet watter maaksel ons is, gedagtig dat ons stof is. Die Here weet, liewe broer en suster, dat ons feilbaar is. Hy weet dit. Daarom kan hy vir ons goedheid openbaar, daarom kan hy vir ons vrede gee, daarom kan hy verlossing gee, daarom kan hy genadig wees, ver bo die maat van ons sonde, want hy weet wat ons is. God is ten minste die skaap, die een wat die mens geskaap het. Hy is die skepper. Ek al ooit, as jou kind met klei speel by die skool, en dan bring hulle daai vormsel by die huis aan, en dan wil jy nou nie soos 'n slegte ouer klink nie, dan wil jy nie vir jou kind vra wat het hulle gevorm nie, want jy kan dit nie uitmaak nie. Ek hoop nie ek is die enigste een nie. Maar dan wag jy maar tot hulle vir jou verduidelik wat dit is. Dis amper so ietsie. God weet wat se maaksel ons is. Vers 11. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. Dit is wie die Here is vir ons. Hoor nou, so ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Nou, het jy al ooit gewonder waar eindig die ooste en die weste? Dink vir 'n oomblik daaraan. Daarom is hy by magte om die ongeregtighede van sy kinders weg te neem, om dit wat hulle stryd gee van hulle weg te neem. Hebreërs 10:16, ek sal my wette gee in hulle hart en in hulle verstand sal ek dit inskrywe en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. Iemand het gesê die Here vergeet dit. Die Here kan nie iets vergeet nie. Die Here neem 'n besluit om nooit weer daaraan te dink nie. Dis hoe kosbaar die Here is. Dit gaan nie oor die mens nie. Gaan nie oor omdat ons een of ander iets spesiaals gedoen het nie. Nee. Dit gaan oor die Here. Nie op grond van hoe die mens, die verlore mens, die Here aangeroep het en van watter omstandighede hulle tot bekering gekom het nie. Dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor Jesus Christus. Die volmaakte, voltooide werk van Jesus Christus aan die kruis. Loof die Here omdat hy God is tot in ewigheid. Vers 17 lees ons, maar die goedertierenheid van die Here is van ewigheid tot ewigheid oor die wat hom vrees en sy geregtigheid vir sy kinders. Kyk in daai paar verse van vers 15 af,
is dit so half of Dawid die kontras wil uitwys tussen wat die mens is en wat God is. Want hy sê daar by vers 15, die mens soos die gras is hy daar, soos 'n blom van die veld so bloei hy. As die wind daaroor gaan, is dit nie meer nie en sy plek ken hom nie meer nie. Dis wat die mens is, wisselvallig, broos, blootgestel aan omstandighede. Maar die Here is van ewigheid tot ewigheid onbeweegbaar. Vers 19 skryf Dawid en hy sê die Here het sy troon in die hemel gevestig en sy koninkryk heers oor alles. Ek het al baie hierdie gevra weer eens, wat is alles? Is daar iets wat buite alles staan? Daar's niks wat buite alles staan nie. Alles is alles. Alles is alles. Johannes 1:3, alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Ja, broer en suster, alles is onder die heerskappy van die Here. Daar is niks buite die Here nie, selfs ons dae, ons tyd op aarde. Nee? Psalm 90:10, die dae van ons jare daarin is 70 jaar, of as ons baie sterk is 80 jaar. Daardie tyd is vasgestel, liewe broer en suster. En in daardie tyd moet ons die Here soek om verlossing. Die Here soek om genade te verkry, om die gawe van die ewige lewe te verkry, want sy heerlikheid is van ewigheid tot ewigheid vir almal wat hom vrees. Loof die Here. Ons laaste gedagte vir oggend, almal, alles en oral. Vers 22 sluit Dawid af en hy sê, daai laaste paar woorde, loof die Here, o my siel. Hoor bietjie. Daarvan vers 20 af, loof die Here sy engele, kragtige helde wat sy woord volbring in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord. Loof die Here, julle hemelse wesens, sê Dawid wanneer hy van die engele praat. Loof die Here, vers 21, al sy leerskare, sy dienaars, wat sy welbehae doen. Al die mense wat die Here dien, wat die Here aanbid, en ook weer eens dit wat die Here gedoen het, die skepping, die openbaring van God. Vers 22, loof die Here al sy werke op al die plekke van sy heerskappy. En dis baie interessant dat hy dit sê, want as 'n mens nou nie die vorige verse gelees het nie, dan sou mense gedink het daar is ergens waar die Here se heerskappy nie is nie. Maar die Here se heerskappy is oral. Dit sluit alles in. Daar is niks buite die heerskappy van die Here nie. Hy wat was, hy wat is, en hy wat sou wees, was en is lofwaardig. As jy nou die wetenskaplikes vra, dan sê vir hulle in ons bestaanswêreld, net time, space en matter, tyd, ruimte en materie, dit is die drie goed waaruit ons bestaanswêreld bestaan. En weet julle wat? Daar is niks
volgens die wetenskaplikes buite dit nie. En dis kosbaar, want eintlik bevestig hulle maar net wat die Bybel sê. Daar is niks wat kan bestaan waar God nie is nie. Daar is geen plek wat kan wees as God nie daar is nie. Daar is geen tyd wat kan wees as God nie daar is nie. Openbaring 20:15, en as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Dominee, nou hoekom ons by die hel uit, liewe broer en suster, ons moet een ding verstaan. Selfs die poel van vuur, selfs die ewige verdoemenis, daar die brand wat onuitblustelik brand vir ewig tot in ewigheid, sal 'n getuienis wees van God se oordeel oor sonde en ongeregtigheid. Daardie plek wat God gemaak het, sal ook 'n getuienis wees vir die Here. Ja, tot vandag toe. Die wêreld het verander, dominee, die land het verander. Mense het verander. Tye het verander. Maar hoor een ding. Psalm 89, vers 35. Ek sê, en dis die Here wat hier aan die woord, hy sê ek sal my verbond nie ontheilig nie. En wat oor my lippe gegaan het, sal ek nie verander nie. Ja, dinge en tye en mense verander, maar God het nog nooit verander nie. Hy is nog steeds dieselfde, van ewigheid tot ewigheid. En daarom, tot in ewigheid, loof die Here. En dan die vraag vandag, terwyl seisoene verander, tye verander, mense verander, wat is u lewe vandag? Is u lewe 'n lewe van aanbidding, 'n lewe van lofprysing? Wat motiveer u om die Here te aanbid? Is u motivering u omstandighede, u stryd, u lyding, u siekte? Is dit u motivering? Is dit miskien u begeertes wat u motiveer om die Here te aanbid? Is dit miskien u tekortkominge wat u vandag motiveer om die Here te aanbid? Of is dit miskien gebaseer op u eie waarnemings en u eie redenasies? Liewe broer en suster, ons moet verstaan dat dit wat feilbaar is, dit wat gebrekkig is, nie kan stand hou in die ewigheid nie. Maar wanneer u motivering is God se heiligheid en hy alleen, wanneer dit u motivering is om die Here te aanbid, om die Here te verheerlik, om sy naam te loof en te prys, om hulde te bring aan sy wese, wanneer dit u motivering is, liewe broer en suster, dit is iets die dit nie. God is die ewigheid. Hy hou die ewigheid in sy hand. God hou stand van ewigheid tot ewigheid. Loof die Here. Loof God tot in ewigheid. Loof God vandag. Aanbid die Here vandag vir dit wat hy vir u gedoen het.
vir dit wat hy vir u bewerkstellig het. Soek die Here vandag en verheerlik hom vir wie hy is. Dit is hy wat u bevry het van sonde. Dit is hy wat u sy Heilige Gees gegee het. Dit is hy wat u die ewige lewe gegee het. Loof die Here en alles wat binne u en my is. Loof sy heilige naam. Amen. Kom ons sit net so, dan buig ons hoofde. Hemelse Vader, ja, ons weet dit is besig om koud te word. Winter is hierso en baie keer is dit 'n rede om negatief te wees en hartseer te wees, maar o Here, in hierdie oomblikke kan ons nie anders as om u naam te loof nie, as om u groot te maak nie, o Here, want u het dit vir ons gegee, 'n nuwe seisoen waarin u moet meer wees en ons minder. En Here, help ons daarin en lei ons daarin. Dat u sal toeneem in ons lewe, dat u sal toeneem in ons lofprysing, o Here, dat u die middelpunt van ons lewe sal word, o Here, om u te aanbid en u te eer. Dankie. Here, ons wil u dank vandag vir die werk wat u vir ons gedoen het. Vir die kruiswerk van Jesus Christus. Want ons altyd daarvan bewus sal wees. Ons altyd sal weet, o Here, dat u eers aan ons gedink het. Loof, prys u naam. Amen.